Môre, 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 julle, dit is die laaste dag van die week en ek hoop jy's wakker, jy drink koffie en jy maak reg vir hierdie dag. As jy opsien na hom, skep moed, as jy uitsien na hom, geniet dit. En mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees in die Here se genade, lewe voluit en as die dag verby is, dan begin die naweek. Die naweek saam met jou geliefdes, 'n bietjie blaaskans en geniet daai tyd van rus. Kry jou kragte dan weer bymekaar, sodat jy volgende week weer kan herskep word, om 'n nuwe week in te gaan. Ja julle, dis die laaste dag van Julie, en mag julle ook op hierdie laaste dag van hierdie maand weet, dat daar 'n nuwe maand vir ons wag. Of hy gaan kom, dit weet net die Here, maar as die Here hom vir ons gee, dan bring hy sy genade ook saam met dit. Ek wil graag hierdie week afsluit, en ek lees vir julle uit 2 Korintiërs 4 en vers 8 en 9 sê: In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons word nie deur God verlaat nie. Ek wil vir julle vanoggend 'n stukkie deel wat oom Johan Els geskryf het. Hy was 'n omroeper by Radio Kansel. En ek lees hom vanoggend want dit is so treffend. Hy sê: Ek bid dat jy deur die geloof sal wandel, soos in ons skriflesing. Ek bid vir jou 'n ligdag toe as die donker oor jou toesak. Ek bid dat jy vas aan God sal wees, omdat jy in die geloof op sy woord staan. Mag dit vandag 'n dag wees wat jy vol moed en deursettingsvermoë aanpak, 'n dag wat jy nie met pessimisme sit nie. Mag dit vandag vir jou 'n dag wees, as jy trane huil, dat jy ervaar hoe die Here jou trane afdroog. Mag dit vandag vir jou 'n kragdag wees, 'n Jesus Christus kragdag, omdat jy weet jy is tot alles in staat, deur Christus wat jou krag gee. Mag die geur van sy kennis oral deur ons versprei word. Mag dit vandag vir jou 'n insigdag wees, met helder verstand, wat met jou redelike godsdiens nie in kortsigtigheid vasval nie, maar weier kyk oor die visie van die kompas van die woord van God. Romeine 8 sê, niks kan my van die liefde van God skei nie. Ek bid vir jou toe, die hulp van die Here, waar jy hard gestamp is, waar jy hard geval het. En in Psalm 118 lees ons in vers 13, my vyande wou my plat loop en my ondergang bewerk, maar die Here het my gehelp. Waar lê my krag om weer op te staan? As ek moed verloor en moeg geraak het, as ek uitgebrand het, as ek hier binne nie kan fokus of in perspektief kan sien nie, waar sal ek die moed gaan put om weer voluit te leef? Dan kom die troostwoorde in vers 16, die Here doen kragtige dade. En dan sluit oom Johan af en hy sê, die Here is my psalm. Die Here het my tot heil geword, tot uitredding vir my geword. Jo julle, wat 'n woord is hierdie nie vanmôre van oom Johan af nie. En dan kom dit so mooi by Paulus uit. Ons word verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar ons word nooit deur God verlaat nie. Mag ek en jy vanmôre in hierdie dag die Here se nabyheid belewe, dat hy vir jou en my vashou en dra, en saam met ons die pad stap. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Dierbare Here Jesus, dankie vir hierdie week, vir hierdie laaste dag van Julie. Dankie dat U by ons is, dat ons weet, Here, dat as U by ons staan, dan sal ons nie val nie. Help ons om ook so die naweek in te gaan, en mag ons kragtig U naam groot maak, in alles wat ons doen en sê. Ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie julle almal vir die heerlike week wat ons gehad het. Sien uit na hierdie dag en geniet julle naweek. Volgende week dan praat ons weer. Totsiens.